in die gees en die verstand. 1 Korintiërs 14 vers 15 sê, wat is dan die slotsom? Ek sal deur die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal deur die gees lofsange sing, maar ek sal ook met die verstand lofsange sing. Paulus verwys hier na gebed in tale of tongespraak. Hy sê daar moet in die gemeente in die gees gebid word as iemand dit kan verklaar, maar hy self verkies om in die gemeente met die verstand te bid. Nie alle kerke ken talespraak nie, maar algemeen gesproke moet ons met die gees en die verstand bid. Beide is belangrik. Ja, laat die gees jou meevoer in jou gebed en sang. Kom in die vloei van voorbidding of aanbidding, maar gebruik ook jou verstand. Bid ook nugter en volwasse, intentioneel vir God se dinge, sy naam, sy kerk en koninkryk, sy wil, nie net julle eie dinge nie. Dis belangrik, want die gees word maklik vlees, wanneer alles oor myself begin gaan, oor ons. God se wil is veel groter as dit. Kom ons bid saam. Heilige Gees, neem beheer van my gees, sodat ek oorgegee kan wees aan U. Neem ook beheer van my verstand, sodat ek nie buite U wil bid of glo of doen nie. Amen. Die Here seën jou.